Uiteindelik het die Israeliete uit ballingskap teruggegaan huis toe en die tempel herbou. Maar die tempel was baie kleiner en dinge was net nie soos dit eens was nie. Ja, hulle was weer by die huis, maar dit was nie die uittog waarvan die profete gepraat het nie. Verbeel jou, jy word groot in 'n Joodse familie. Jou ouers leer jou gereeld dat Israel die uitverkore volk van God is. Gekies is om lig te wees vir die hele wêreld. Jy gaan na die feeste waar liedjies gesing word ter viering van die dae van Dawid en die groot krag van God. Maar daar is 'n duidelike probleem. Hoekom is daar 'n Romeinse militêre sentrum gebou reg langs die tempel? Jy wonder hoekom jou mense so verdruk word en waarom Romeinse soldate daagliks jou strate patrolleer. Sodanig was die eerste eeuse lewe in Israel. By die huis, maar nog steeds in ballingskap. Maar nog steeds het hulle vasgeklou aan die beloftes van die profete, dat 'n nuwe seun van Dawid sou kom en 'n nuwe uittog sou lei. 430 jaar na Nehemia se terugkeer na Jerusalem, is Jesus gebore, wat die einde van slawerny en 'n nuwe uittog, 'n nuwe Exodus aangekondig het. Al 4 van die evangelies haal Jesaja 40 vers 3 aan om die begin van hierdie uittog aan te kondig. Berei die weg van die Here, maak regheid paaie vir hom. Die ma van 'n sterwende dogter, 'n blinde man en 'n bedelaar kry Jesus se aandag deur hom seun van Dawid te noem. Dit was 'n vraag van hulle kant, ja, maar eintlik 'n verklaring, 'n aankondiging van wie hy is. Sou hy wees so Salomo, die ander seun van Dawid? Sou hy reg en geregtigheid bevorder, of sou hy militêre basisse bou? Jesus het sy eerste wonderwerk by 'n troue gedoen, as 'n simbool wat daarop dui dat hy sy mense lei in 'n hertroue met God. Hulle kon maar weer hulle harpe afstof. Die nuwe seun van Dawid wat 'n nuwe huweliksverbond inhuldig en wat 'n nuwe uittog lei, sy lewe en sy toekomstige plaasvervangende sterwe aan die kruis verteenwoordig die manier vir mense om terug te keer uit ballingskap. In hierdie nuwe koninkryk leer Jesus hoe die nuwe mensheid lyk. Ons lees daarvan in Lukas 4 vers 18 en 19, waar Jesus aan die woord is en hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Jesus se krag het uitgevloei na die lammes, die blindes en die gebrokenes. Hy gebruik sy krag om as dienskneg, as hoëpriester, liefde en medelee te gee. Die eerste skepping, volgens Genesis, het ontstaan uit chaos. Op dieselfde manier dring Jesus nou 'n wêreld van chaos in om 'n nuwe skepping te bring. Hierdie seun van Dawid lei nie net 'n nuwe uittog vir 'n spesifieke groep mense in nie. Hy bring bevryding vir almal, oral en uiteindelik vir alles in alle tye. Dus, wanneer jy hom aanvaar as verlosser, bevryder, saligmaker, word jy nuut geskep deur sy Gees met wedergeboorte. Dan is jy bevry van Egipte, verlos van jou sonde, daai sonde wat tot die dood lei. Maar ons as Christene kan leef asof ons steeds in Egipte is. Nie waar nie? In ballingskap leef. Slawe van die Satan, die sonde en die self. Ook moet ons ongelukkig bely dat Christene se manier van lewe en selfs die gesindhede en praktyke van Christene juis baie dinge bevorder wat Jesus gekom het om uit te roei. Ons kan
kan by die huis wees, maar steeds onderdruk wees in ballingskap. Hierdie ballingskap kan baie gesigte hê. Ons as Christene is soms maar so mismoedig, wanhoopig, altyd negatief en veroordelend. Partykeer so diep ongelukkig. Baie maal geen hart vir die weggooi mense, randfigure, onderdruktes nie. Baie keer het ons liefdelose huwelike. Is ons onvergewensgesind en bitter. Is ons verhouding met God koud en kil. Beleef ons nie die lewe van oorvloed, blydskap en vrede nie. Maar weet jy, ons moet hierdie dinge beleef. Ons moet dit beleef ten einde te smag na bevryding, te smag na 'n uittog, na 'n exodus, om te beleef wat soveel ander rondom ons beleef. En so deur Vader gedring word om ons lewens oor te gee aan hom, sodat ons sy wil sal leef. Daarom moet ons in ons nood uitroep na hom en onthou, hy hoor altyd die geroep van die onderdrukte. Jesus het aarde toe gekom en gesterf aan die kruis omdat hy jou in die oë gehaat het en jou wil bevry uit Egipte, uit ballingskap uit. Hy wil hê dat jy sy seën sal beleef, sodat jy verander tot seën sal wees. Dit gaan dus nie oor my wil en my gemaak nie, maar dit gaan altyd nog oor diegene wat nog nie sy bevryding geniet nie. Dit gaan vir God oor reg en geregtigheid. Die Here het jou nie gered, bevry, sodat jy nou gemaklik net kan wag vir die hemel nie. Hy het dit gedoen sodat ander wie nog in slawerny leef, 'n reisgids vir jou kan hê om die pad van bevryding aan te wys. Ons is geroep om in gemeenskap, in 'n liefdesverhouding met Vader God te leef, maar ons het ook 'n opdrag gekry. Elkeen van ons, ja, om disippels te maak. En Jesus het vir ons gewys hoe. As daar een ding uitstaan oor die bediening van Jesus, is dit sy fokus op die versorging van diegene op die rand van die samelewing. Dit moet ook ons fokus wees. Dwars deur die Bybelse verhaal hoor God die geroep van die onderdruktes. Of hulle nou in slawerny of in ballingskap was. Sy plan was altyd nog om sy mense te lei na die hoop van Sinai, sodat ons 'n koninklike priesterdom sal wees, met diensknegt gestalte. Mense sal dien en mense sal lei na Christus toe. Die versuim om 'n lig vir die wêreld te wees, dryf altyd mense terug na slawerny, want ons mis ons doel. Jesus het gesterf om mense te bevry van sonde, maar hy roep hulle ook om 'n lig vir die wêreld te wees. Na Jesus se opstanding uit die dood, het hy gesê aan sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Net soos Jesus, as sy liggaam, is ons gestuur om van hierdie wêreld 'n beter plek te maak, sy koninkryk gestalte te gee. Die vraag is, doen ons dit? Of is ons mislei en verwag ons dat ander dit moet doen? Miskien het ons 'n Sinai nodig, 'n plek en 'n tyd waar ons vir die eerste keer of opnuut aanvaar dat ons koninklike priesters is, wat Christus verteenwoordig en reg en geregtigheid sy koninkryk jaag met 'n diensknegt gestalte.